Sodra jy Skype nou klaar geïnstalleer het, dan gaan jy net na daai prentjie toe op jou rekenaar se hoofskerm en maak hom oop. Nou jy behoort so 'n skerm te kry of 'n skerm wat soos daai lyk, waar jy eers 'n create 'n new Skype account opsie moet uitoefen. So wat jy dan gaan doen is om jou naam daarin te tik. Kom ons sê nou maar Speed en dan moet ons 'n Skype naam kies. Nou daar is redelik baie miljoene al wêreldwyd gekies, so dit sal jou die moeite werd wees om iets te kies wat jy dink dalk nie gebruik is al deur iemand anders te nie. So kom ons sê nou maar iets so Speed 00002. Dan moet jy 'n password vir jouself kies en jy moet hom weer 'n keer net bevestig. Dan moet jy sê yes, I have read and accept the Skype end user license agreement. As jy nie wil klik voordat jy het gelees het nie, gaan klik maar net op enig van die blou woordjies, dan sal dit vir jou oopmaak, presies wat dit beteken, maar dis maar basies net vir wangebruik aan hulle kant om te beskerm, en dan sê jy next, dan moet jy jou e-pos insit, waar hulle vir jou kan inligting stuur, soos vir alles jy jou password vergeet het. Ek kan nou maar net sê ja of nee, jy wil weet van Skype, jou land, jou stad, jy hoef nie regtig in te vul nie, en dan kan jy daar sê, sign me in when Skype starts. Dit beteken maar net dood eenvoudig, as jy jou rekenaar afgesit het en weer aansit, dan sal hy outomaties op Skype laat inskakel. En dan kan jy net sê, teken in, en wat hy dan gaan doen, is om vir jou te gaan soek, wêreldwyd of daai naam en gebruikersnaam wat ons gekies het, beskikbaar is, en dan sê vir ons is reg, en dan kan ons begin. Dan as jy nou daar gaan, sê jy sien Skype test call, kan jy daarop klik, net om gou seker te maak, jou stem is reg, vir Skype, soos jy byvoorbeeld daar gaan klik, en op hom, dan sê jy hoor, hy gaan nou in die agtergrond gaan daar 'n vrou wees wat praat. Hello, welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you. Hallo, my naam is Piet en ek toets gou vir Skype. Hallo, my naam is Piet en ek toets gou vir Skype. Goed, en dan weet jy nou dat jou klank reg opgestel is en van daaraf kan jy basies nou maar net gebruik maak van die eTutor player. Sou dit nodig wees vir jou om die eTutor player en Skype met mekaar te laat gesels as die normale proses nie van self plaasgevind het nie, dan gaan jy net daar na Tools, Options, Advanced, Manage other programs access to Skype, en dan gaan jy daar so 'n lyntjie kry wat vir jou sê die eTutor player, vir ET player, dan klik jy op Change, sê vir hom allow this program to use Skype, en gaan dit weer van daaraf uit, save, en jy is weer terug by Skype, en van daaraf sal die eTutor player 100% werk.